Ek dink almal kan daarom ten minste 'n bietjie glimlag. Almal lyk so koud en gevries. Hoekom? Toe ek hierheen ry, toe sien my motor se temperatuurmeter is 2.5 grade Celsius. Wow! Dis wonderlik, dis lekker warm. Jy weet, op Antarktika tydens die Arktiese marathon sak die temperatuur tot so -30. So op 2.5 lê die ouens in suntan daar. En so waarom julle so lyk en so voel, kan ek glad nie verstaan nie. As daar nou een atleet is wat ek baie graag sal wil saam met my neem daarheen, is dit 'n kerel met die naam van Heineke Meyer. En ek sal nogal graag daar wil vergeet. En hoekom lag julle? Ken julle hom? Foei tog. Dis 'n wonderlike voorreg om saam met julle almal hier te wees. Ons is seuns en dogters van die koning. Op pad hemel toe. Of jy dit nou glo of nie, gaan dit maak. Met die hulp en die genade van die Here. Die duiwel sê baie maal, kyk hoe lyk jy? Kyk hoe tree jy op? Kyk wat doen jy? Jy gaan nooit die hemel sien nie. Maar ek en jy is geskep deur hom. Opgedroom deur hom. Hy het baie tyd aan jou spandeer om jou te maak. En hier is jy. Hy gaan nie toelaat dat die duiwel jou net uit sy hand uitruk nie. So, wees bly, glimlag. Jy's op pad na daardie plek van ligglans en glorie, waar jy vir ewig by die koning gaan wees. Aan die ander kant. Ek wil graag vanmôre met julle praat. Na aanleiding van 'n gedeelte in Lukas die 5de hoofstuk. En ek gaan dit nie lees nie, ek wil hê julle moet gaan kyk daarna wanneer julle by die huis kom. Dit is 'n verskriklike mooi storie. Maar dit is 'n ware gebeure. Ek was by verskillende geleenthede al in hierdie pragtige dorpie. Klein. 'n piepklein plekkie langs die see van Galilea. En daar het nogal 'n paar baie interessante dinge ook gebeur met my. Ek was eenmaal op die see in 'n toergroep. Ek het 28 jong mense daarheen geneem en ek maak toe die fout om op die boot my verloving aan te kondig. Niemand het geweet ek gaan verloof raak nie. Ek is verskriklik mooi aangetrek, man, lang broeks met mooi skoene en ek het net nie 'n dasdarm aangehad nie. Lang mou hemp. Die volgende oomblik storm die klomp mans op die boot op my af, skiet my oorboord, skakel die masjien van die boot af en daar gaan hulle. Ek dink is dit moontlik. Vir die eerste 2 of 3 minute dryf ek heerlik op die water totdat hierdie klomp klere die water ingesuig het. Mense, ek het begin swem en toe ek opkyk sien ek daar gaan my toekomstige bruid. Nie gelyk of sy verskriklik hartseer is nie. Maar ek het geswem vir my lewe. En ten einde laas, hulle draai nie om nie. Kruip ek uit hier op die rotse by Kapernaum. En hulle het gedink is 'n verskriklike groot grap. Maar hierdie dorpie hou vir my 'n besonderse betekenis in die skrif. En elke keer wanneer ek daar kom, dan praat iets in hierdie dorp met my. En toe ek die laaste keer daar staan, was dit asof ek kon hoor hoe Jesus 2000 jaar gelede met 'n groot skare begin praat. Klein plekkie geleë net onder die berg van Saligsprekinge. As jy so regs opkyk, dan sien jy daar het Jesus gestaan. Hier het 5000 manne en vroue en kinders gesit. En was hy besig met hulle. Hier het hy brood en vis vermeerder. Is 'n ongelooflike plek. En dan vertel die Bybel
hoe sy bediening die hele Israel getref het soos 'n tornado. Iets het met eens gebeur. Die Israelies, die Jode van ouds, was 'n godsdienstige klomp. Die priesters het gepreek, die rabbies het gepreek, maar het net 'n klomp laste op die mense gelê. Dit feitelik onmoontlik vir hulle gemaak om vreugdevol God te dien. Alles was swaar en moeilik. Soos wat jy nou nog kry by baie kerke. Jy sit daar en hoor hoe sleg jy is. Hoe vol sonde jy is. Hoe onmoontlik dit gaan wees vir jou om ooit die hemel te haal. Maar die woorde van Jesus was vriendelike woorde. Doodnormale woorde. Maar was aangenaam. Dit het mense getrek. Hulle wou hoor. Die stories wat hy vertel het was so anders. Dit was aards. En dan sê die Bybel, mense het so ver gekom as van Jerusalem. En onthou, almal het gestap vir dae aan een om na hom te luister. En die mense van die omgewing was daar. En hier het hy gestaan, 'n jong kerel, 30 jaar oud. En hy het begin praat. En vir hierdie mense vertel van daardie plek van waar hy kom. Dit moes 'n ongelooflike belewenis gewees het om na Jesus in persoon te kon luister. Eenvoudig. Ek dink sy hare was baie maal deurmekaar. Vol stof. Sy voete was vuil. Hulle het met oop sandale gestap. Ek wonder of hulle kamme gehad het. Ek wonder baie maal wat sou gebeur as hy op 'n oggend soos hierdie by die kerk instap. Sou ons voor hom neerval, ons hande uitbrei en sê, "U is die koning van die konings." Hy sou daar nie soos 'n koning gelyk het nie. Eenvoudig. Veilerig. Maar die seun van God. En dan sou hier kom staan en praat. So anders as die glanspredikers wat jy baie op televisie sien. Die predikers wat ek meer en meer vandag begin hoor, hoe hulle 'n klomp wagte het wat hulle oppas. Wat 'n grap. Jesus het nooit die nodigheid daarvan ingesien nie. Hy was net hy. En mense kan gou agterkom of jy eg is of nie. Ek verstom my as ek sien hoe mense die predikers op televisie aanhang. Hierdie blinkes. Die goed wat hulle sê. Baie maal die grootste onsin. Maar vir die persoon wat nie 'n teologiese agtergrond het nie, klink alles so reg. En Jesus het hom nooit met godsdiens opgehou nie. Godsdiens gaan baie mense hel toe vat eendag. Want jy dink deur jou godsdienstigheid is jy in goeie verhouding en stand met God. Jy dink deur kerk by te woon en 'n oggend soos hier te sit, jy gaan dit maak. Dis nie die geval nie. Ook nie jou mooi klere nie. Dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor jou verhouding met die lewende Christus. Geen nie om hoe jy lyk nie. Geen nie om wie jy is nie. As jou hart met God reg is, gaan jy dit maak. En hier staan hy en hy praat. En haar sak 'n stilte oor die skare neer. En dan vertel die Bybel hoe daar 'n paar manne kom met hulle vriend.
Hulle vriend wou hulle by Jesus kry ten alle koste. Want hulle het agtergekom waar Jesus is gebeur bonatuurlike goed. Waar Jesus is, lê hy soms sy hande op siek mense en hulle word gesond. Blinde mense sien, dowes hoor, melaatses word gereinig. Hulle sien goed wat hulle nog nooit gesien het nie. En hulle het 'n vriend wat verlam is. En hulle weet Jesus het die antwoord. En ek wil vanmôre vir jou ook sê, wat jou probleem ook al mag wees, Jesus het vir jou die antwoord. Of jy geestelik verlam is, of jy fisies 'n siekte het wat besig is om jou lewe weg te kalwe, Jesus het die antwoord. En dan vertel die Bybel hoe dra hulle hierdie man met 'n bed na Kapernaum. En toe hulle in die dorpie kom, kon nie naby Jesus kom nie. Daar staan hy. Hy's omring met honderde mense. Hulle probeer deur die skare beur, maar hulle kan nie. Hulle word weerhou van Jesus. Is daar goed wat jou weghou van Jesus? Is dit dalk jou vriende se opinie? Jou man of jou vrou? Jou kind? Ek het deur die jare heen gesien hoe sommige mans hulle vroue weghou van Jesus. En andersom. Jare gelede het ek deur die land gereis met 'n klomp jong mense. Van dorp na dorp, en so het ons die evangelie gebring. In my groep was daar 'n meisie. Die dag toe sy vir haar ouers sê, ek gaan om vir die Here te werk, toe sê haar pa vir haar, as jy by daardie deur uitstap, sny ek jou af, jy's nie meer my kind nie, ek haal jou uit die testament, jy bly hier. En sy sê, o nee, ek gaan. En sy gaan. En 'n paar maande daarna kom ons in die dorp waar hulle woonagtig is, en sy besluit sy wil daarom net gou gaan dag sê. En toe sy instap by die huis, toe sit haar pa so en kyk en sê, wie's jy? Sy sê, wat bedoel pa? Ek's pa se kind. Hy sê, uit my huis uit. En hy jaag haar soos 'n hond weg. Sy het by ons aangekom stikken, gebroke. Ouers wat nie wou hê hulle kind moet God dien nie. Waar sit jou kind vandag? Hoeveel maal het jou kind dalk vir jou gesê, ek wil baie graag gaan, ek wil iets vir die Here gaan doen, maar jy was nie bereidwillig om na hierdie kerk toe te stuur nie, omdat dit nie in jou hart gekorrespondeer het met jou teologiese menings nie. Ek het deur die jare heen gesien hoe ouers hulle kinders weghou van God en van spesifieke geestelike groepe, omdat hulle nie daarvan gehou het nie, omdat die man ultrakonservatief of die vrou dit was. Die kind het later sy smaak vir die godsdienst verloor en amper in die hel beland. Jare gelede, toe ek tronkbesoek doen by 'n meisie wat 'n man met 'n skêr doodgemaak het, en julle almal ken haar naam. Toe vra ek vir haar, waar het alles verkeerd geloop? My pa en ma. Hulle wou nie hê ek moes God dien nie. Sy het in 'n Pinksterkerk groot geword. En hier het sy gesit, 'n pragtige kind. Vir haar was dit te laat. As baie goed wat jou van God af weghou. Dis soms mense se opinies. Dis soms 'n ouetjie agter wie aan hardloop. Hy wil niks met God te doen hê nie. En jy's later op sy vlak. As jy daaronder staan, gaan dit vir my baie moeilik wees om jou opgetel te kry tot hier. Maar vir jou sal dit baie maklik wees om my af te trek na jou vlak toe. En dis presies wat soms gebeur. Jy wil graag by Jesus wees, maar jy kan nie by hom uitkom nie. As gevolg van iemand wat jou wegweer van God.
Maar die Bybel sê, daar was krag van die Here om te genees. Die implikasie daarvan is, nie by elke diens, nie by elke geleentheid, is daar altyd krag van God om te genees nie. Jy bid soms vir mense, in eerlike opregtheid. Jy doen alles wat jy dink jy moet doen, maar is asof daar geen opmerksaamheid by God is nie. Jy sien hoe glip iemand uit jou hand uit, die graf binne, en jy word kwaad vir die Here. Jy sê by jouself, hoekom? Ek het my bes gedoen. Ek kon nie beter bid nie. Ek het gevas. Ek het na God geroep, niks het gewerk nie. Jy kom na my toe en jy vra, hoekom? Ek het nie 'n antwoord nie. Ek weet nie. Al wat ek weet is, in 1 Korintiërs 11 sê die Bybel, God doen net dinge met die oog op wat nuttig is. As God vind in sy alwysheid, dis nie nuttig om hierdie wonderwerk te laat plaasvind nie, sê ek vandag vir jou, jy kan demonstreer, jy kan doen alles wat jy wil, jy kan skree, jy kan roep, soos die Baalpriesters van ouds, daar gaan niks gebeur nie. En God is God. Hy kan besluit of dit gaan gebeur al dan nie. Toe ek een môre 2 uur my telefoon antwoord, toe skreeu 'n vrou en sê, André is besig om te sterf, kom. En ek spring in my oefenklere en ek jaag. Toe ek by die huis instap, toe stap 'n verpleegsuster net daar uit en sy sê, dominee, jy's te laat, hy's dood. Ek het hom dood verklaar, ek het sy oë toegedruk. Toe ek in die huis hardloop, hier staan die arme vrou en 2 kindertjies en hulle skree en hulle huil. En ek kyk so en ek sien hier lê hierdie man morsdood, sy ouderling van my. Hy spierwit, soos plafondbord. En ek kyk na hom en ek dink, is dit moontlik? En is asof die Heilige Gees hier in my hart praat. Mense is mos baie maal goedkoop met God het gesê. So asof jy en God vriende is, chommies is. Jy nou maar net elke dag weet wat God sê. Jy moet versigtig wees om te sê en God sê. Daardie God sê is baie maal 'n klomp manipulasie. Toe ek so jonk tot bekering gekom het, het ek baie gou vir 'n meisie gesê, ek dink die Here sê jy is my girl. En dan dink sy wel, ek het nooit in my lewe gedink ek sal 'n ouetjie wat so lyk met rooi hare en dun beentjies as 'n ou wil hê nie. Ek soek 'n tall, dark and handsome ouetjie. Maar die blote feit dat ek gesê die Here sê sy wel, as die Here so sê, dan moet ek seker maak. Jy lag, jy sit dalk hier en jy's getroud met iemand wat dit vir jou gesê het. Maar is asof die Heilige Gees met my praat en sy bid vir hom. En ek het nog nooit in my hele lewe so iets gedoen, so iets dwaas om te bid vir 'n dooie mens. Maar gaan staan by hom en ek sit net my hand so op sy kop en ek sê, Here, ek weet nie hoekom nie, maar maak hom lewendig. En toe ek amen sê, ek het seker 2 of 3 lyntjies gebid, toe maak hy sy oë oop en ek skrik dat ek bewe. En ek sê, hoor jy my? En hy lê doodstil, hy spierwit, net sy oë beweeg, hy kan nie praat nie, ek sien sy kakelbene is op mekaar. Ek sê, lewe jy? En hy kan nie praat nie. En sy vrou en sy kinders kyk, en hy's morsdood, maar hy lewe. En na 10 minute sien ek, maar hier kom sy kleur terug. En die volgende oomblik sit hy regop. En hy's vandag 80 en hy leef nog. En weet jy wat? Ek het nog nooit in my lewe weer 'n begeerte gehad om te bid vir 'n dooie nie.
Dit was God se oomblik. Dit was God wat besluit het, dit is 'n nuttige ding, bid vir hom. Daar was krag van die Here om te genees. En die Bybel sê hierdie mense is so desperaat, hulle besluit ten koste van alles, ons wil by Jesus kom. Jy sien, jy kom net by God as daar 'n dringendheid in jou hart is. Ek het al baie maal by mense aan huis gekom, of selfs in 'n kerk. Dan kom staan hy hier voor, dan sê hy, ek is siek, bid vir my. Dan het hy so arrogante houding van, toe kyk wat kan jy nou doen? Kyk of jy my gesond kan kry. Iemand wat kom en sê, ek dink ek moet dalk my hart en my lewe aan die Here gee. Op so 'n traagmynieagtige manier. En weet jy wat? Daar gebeur nooit iets in so 'n persoon se lewe nie. Daar moet by jou 'n honger wees, 'n dors, 'n dringendheid, 'n behoefte na God. Jy moet besef, jy gaan dit nie maak deur jou eie goeie werke nie. En hierdie manne sê, ons wil by Jesus uitkom. Het jy al so gevoel? Is dit wat in jou hart is? Die Here sê, jy sal my slegs vind as jy na my vra met jou hele hart. Met alles binne in jou. En die Bybel sê, hulle kom hier by die huis waar Jesus staan. En hulle stap teen die trappe op. Want agter al daardie huise was daar 'n trap op tot bo op die dak. Platdakhuise. En hulle kyk af en hulle wonder hoe gaan hulle by Jesus kom. En dan sê die Bybel, hulle doen iets verskrikliks. Hulle begin die huis afbreek. Hulle begin die dakpanne afhaal. Het jy gedink wat vanmôre sou gebeur as iemand op hierdie dak sit en hulle begin die dak afbreek? En jy sien hier gaan 'n stuk plafon en daar gebeur dit. Mense sal hysteries raak en weghardloop en wonder wat hier aangaan. En dis presies wat daardie dag daar gebeur het. Hierdie mense het 'n dringendheid gehad om hulle vriend by Jesus te kry. En die Bybel sê hulle maak hierdie bed met toue vas. En stadig laat hulle hom voor Jesus afsak. En ek dink vir hom was dit verskriklik interessant om op te kyk en te sien hier, deur die dak sak iemand op 'n bed af. Maar weet jy wat sê die Bybel? Toe Jesus hulle geloof sien, toe gebeur daar iets in sy hart. Jy sien, God kyk na jou geloof. Moenie vir my sê jy glo en verder gebeur daar niks. As jy glo, sal jy iets doen. Geloof is aksie. Petrus sit op die boot, Jesus is op die water en Jesus sê vir hom, kom na my toe. Dink jy Petrus sou ooit op die water geloop het as hy nie sy geloof in aksie gestel het nie? Maar hy klim oor die rand van die boot en die volgende oomblik staan hy op water en die Bybel sê hy begin stap. Ons weet nie hoe ver hy geloop het nie. Dit was dalk 20, 50, dit was dalk 100 meter. 'n Mens wil altyd dink hy dalk 2 tree gegee, toe skrik hy en toe begin hy sink. Hy het ver gestap na Jesus toe. En die Bybel sê toe hy toe die storm sien en al die water, toe skrik hy. En vrees laat jou altyd sink. Vrees vat jou altyd weg van God af. En dan vertel die Bybel hoe Jesus net sy hand uitsteek, Petrus vat. En wie wat gebeur? Hulle stap daai hele pad terug na die boot toe. En Jesus sê vir hom, hoe voel jy nou? En hy sê, natuurlik lekker. Is wonderlik om so saam met u op die water te kan loop.
en hulle klim weer in die boot. Mens sien, dis geloof. Ek het nou die dag by my laaste preek gesê, onthou, jy tackle hierdie lewe met jou hart, met jou gees. Alles wat jy wil doen, moet jy uit jou hart uitdoen. Toe ek in Oos-London op die sand staan tussen 'n paar duisend atlete en die aankondiger sê, julle moet baie mooi dink of julle vandag wil swem in die see, want die toestande is sleg. Toe skrik ek vir 'n oomblik. Maar die volgende oomblik sê ek vir myself, ek gaan hierdie see aandurf met my hart. Jy sien, enige ding wat vir jou te groot lyk en wat jy weet van God afkom, moenie terugdeins nie. Moenie die goed met jou verstand aandurf nie. Durf hom aan met jou hart. Ek het daardie dag, daai verskriklike ent in die diepsee geswem, nie met my arms en my bene nie. Ek sou dit nooit gemaak het nie. Ek het dit geswem met my hart. As jy suksesvol wil wees in die lewe, doen alles met jou hart. As daar teëslae kom, en jou hart is in dit, dan gaan jy deur enige ding. En Jesus sien hulle geloof, en hy sê, dit roer my. Die oomblik as God jou geloof sien, dan gebeur daar iets. Dan kom die hele hemel in beroering. Dan staan God op, en hy buig oor die balkonne van die ewigheid, en hy roer die omstandighede waarin jy is. En dinge begin gebeur. Ek gee nie om hoe groot hierdie probleem is wat voor jou lê nie. Moenie bang wees nie. Hoe groot is hierdie uitdaging? Moenie bang wees nie. As God met jou gepraat het, as jy die oortuiging gekry het hier binne, en jy sien daar lê die geheim in, moet jouself nie in 'n ding probeer indink nie. Wag, laat God met jou praat. En as God met jou gepraat het, en hierdie ding lê in jou hart, dan is daar niks vir jou te groot nie. Toe Edmund Hillary onder Everest staan, u is nie wat u gesê het, u is nie. U het gesê, u maak my 'n nuwe mens, en ek is dit nie, want kyk hoe swak is ek. Die disippels van die Here Jesus was die kromste en skeefste klomp mense wat hy ooit kon kies. Die oomblik toe hy hulle nodig het, toe hardloop hulle weg soos vlakhase. En net 'n paar vrouens kom staan by die kruis. Vrouens het soms baie meer durf as mans. Onthou die tyd van die voortrekkers. Dit was die vrouens wat gesê het, luister man, as julle klomp mans papbroeke is, ons loop kaalvoet oor die Drakensberge. Maar by hierdie Engelse sit ons nie. Ek weet een ding, in die hemel gaan ons net Afrikaans praat. Halleluja. So as jy bang raak, vra jou vrou dan om voor jou te kom staan en sê, mami, kom ons doen dit. En Jesus sê, wat wil jy hê? En hy sê, Here, ek wil gesond wees. En die Here glimlag, en hy sê, dis hoekom ek gekom het. En hy vat sy hand, en hy tel hom van sy bed af op. En in daardie oomblik raak sy ledemate sterk. En hy voel, hier's 'n vloei van geestelike krag. As jy by 'n kerk is, waar Jesus nooit praat nie, waar jy nooit die krag van God kan agterkom nie, gee pad.
As jy by 'n kerk is, waar hierdie goed nie gepreek word nie, maak dat jy wegkom. Jesus is die reddende Here, die genesende Here. Hy is die een wat in staat is om jou lewe te verander. Glo hom daarvoor. Gryp hom aan. En die Bybel sê hy staan op. En die Here draai om en hy sê vir hom, gaan terug na jou huis en na jou mense. Gaan vertel vir hulle wat het met jou gebeur. En dis die wonder van die God wat ek vandag aan jou verkondig. Hy is in staat om in een oomblik hierdie negatief in jou lewe te verander na positief. Hy kan nou jou laat opstaan van hierdie bed van ellende en vir jou sê, gaan, jy's vry, jy's los. En die Bybel sê, almal was met vrees bevange, want so iets het hulle in hulle lewe nog nooit gesien nie. Ek wil vandag vir jou sê, as God in jou lewe gaan begin werk, gaan jy geskok wees. Gaan jy agterkom. Hier's nou iets besig om te gebeur, wat nog nooit voorheen in my lewe gebeur het nie. As jy by Jesus was, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Jou aanbidding moet jou lewe kan transformeer. Moet jou kan verander. Jy moet kan voel, ek is nou in 'n lewende verhouding met die lewende Here. Dis lekker om met hom op pad te stap. En hierdie lamman is daar weg, want God het vir hom iets gedoen. Vanoggend is hier dieselfde Jesus hier, om het vir jou te doen. En al wat jy moet sê is, Here, U ken my situasie. Doen vir my 'n wonderwerk. En my God, doen dit nou vir jou. Kom ons almal sluit ons oë en ons buig ons hoofde asseblief. Here, wat ek moes sê, het ek gesê. Ek is maar net die boodskapper en U is die doener. Die een wat kan. En ek vra dat soos in daardie môre in Kapernaum, U sal doen wat U gedoen het in Kapernaum. Terwyl niemand rondkyk nie en almal blind is, ek wil jou 'n kans gee. Is daar iets fout in jou gees? Het jy God nodig in jou gees? Begeer jy om in 'n nuwe verhouding met hom te kom? Ek wil vir jou bid. En ek wil hê die Here moet dit raak sien. Sal jy nou jou hand hoog opsteek en sê, pastoor, jy moet net vir my bid. God moet vir my nou 'n wonderwerk doen. Dis reg, steek dit nou hoog op, so hoog as wat jy kan, en laat sak jy hom weer. Reg oor hierdie hele vergadering, sal mense wat sê, ek het 'n wonderwerk in my gees nodig. Is daar mense vandag hier wat sê, ek het 'n wonderwerk in my liggaam nodig. Jy's siek, jy's nie lekker nie. Jy weet net God kan. Steek hoog op jou hand asseblief. Sal julle wat die Here nodig het, net daar in julle sitplekke opstaan? Doen soos hierdie man gedoen het. Sê, nou gee ek om vir nie my man, my vrou, my kinders, my niemand nie. Ek wil nou by Jesus wees. As jy nou 'n dringende behoefte het,
na gees of siel of liggaam, staan nou net op. Toe kom. Nooi jou. Ek wil graag my hande oor julle uitbrei en ek wil vir julle bid soos wat Jesus gedoen het. En ek wil God vertrou vir 'n wonderwerk. Wil jy die eerste tree gee na jou wonderwerk? Stap uit jou bank uit. Kom, ons doen dit baie min. Kom staan hier by my. Kom staan net hier voor. Staan in die gange. Kom staan hier. Al het jy dit 1000 maal gedoen, maar jy voel vanmôre God praat met jou. Kom staan by my, toe kom. Staan nog nader, staan teen hierdie verhoog. As daar dan krag is om te genees, kom. As jy 'n wonderwerk nodig het, kom. Geen nie om wat dit is nie. Sal julle wat daar sit net julle hande uitbrei na hierdie kosbare mense. En julle wat hier staan, sit net jou hand op die persoon se skouer langs jou. Nie jou hande vat nie, net op die persoon se skouer. Dit is soos 'n teken van ons eenheid. Hemelse Vader, U het Jesus gestuur. En Here, U het gekom en vir ons kom sê, ek is die genesende Here. Ek genees jou in jou gees, in jou siege. Ek genees jou ook in jou liggaam. Here, hier staan vanmôre baie mense wat net 'n wonderwerk nodig het. Wat net 'n aanraking nodig het. En Here, terwyl ek so by hulle verbystap, vra ek dat U gees en U krag en U heerlikheid net deur elkeen van hulle sal vloei, asseblief. Vader, ek bid in die naam van Jesus dat U elkeen van hulle sal aanraak, soos wat ek hulle nou aanraak. Ek bid, dierbare Here, vir 'n geestelike wonder, vir 'n fisiese wonder, in die naam van Jesus. Ontvang dit waarvoor U gekom het, in Jesus naam. Die Here gee aan jou die begeerte van jou hart. Vader, ek dank U daarvoor in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. God doen 'n wonderwerk vir jou. Vader, ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Here, U het U hande op hulle gelê. En sonder enige fanfare het 'n wonderwerk plaasgevind. En ek bid nou dat daardie wonder in hulle gees plaasvind. Dat U nou geloof sal plant in elke hart. Ek bid dat daar nou 'n wonderwerk sal plaasvind in elke liggaam. Dierbare Heilige Gees, U, die krag van die drie-eenheid, vloei nou deur elkeen van hulle se gees en liggaam. En dat hulle uit hierdie plek sal stap en net sal weet, die Here het my aangeraak. Ek weet U hoor my. Ek prys U daarvoor. En die Bybel sê toe die melaatses wegstap. En ons weet nie hoe ver hulle weg was nie, dit kon daar weg gewees het. Toe kom een agter en sê ek is gesond. En die ander roep uit ons ook. En die Bybel sê net een het omgedraai en teruggegaan na die Here toe om te gaan sê dankie. Maar dit is wanneer hulle vandag hier wegstap dat hulle sal agterkom, ek is gesond. Iets het gebeur. Ek is op pad hemel toe. My siekte is iets van die verlede.
'n wonderwerk het plaasgevind. Ek weet u hoor my. U doen dit altyd. En u antwoord my. En ek prys u daarvoor. En as jy glo God het vir jou iets gedoen, sê amen. En amen. Prys die Here. Baie dankie, jy mag na jou sitplek toe stap. Die Here sê, ek het jou trane gesien, ek het jou gebed gehoor. Ek sien baie mense vee trane af. Maar is nie die trane wat die wonderwerk doen nie, dis die geloof in jou hart. En ek is die Here saam met jou dankbaar. Nou na afloop van hierdie byeenkoms gaan ons heerlik koffie drink, tee. Daar's eetgoedjies. Kry gerus vir julle. Kom skuier. Onthou, ons is familie. Besef jy dit? Al hou jy nie van my nie, ek is familie. Al hou jy nie van die ou langs jou nie, hy is familie. Druk hom. Sê vir hom, hey, ek is lief vir jou, want die Here is lief vir jou. Hemelse Vader, ek dank U dat ons nou kan gaan, dat U glimlag oor ons lewe is, dat U goed is vir ons. Dankie dat U U hand oor Erndrich hou waar hy vandag is, beskerm hom, bewaar hom, gebruik hom, en bring hom veilig terug. Hou U hand oor hierdie kosbare kinders van U, en bring ons volgende Sondag, wanneer Erndrich gaan preek, weer almal hier byeen. Ek vra dit in die groot name danksegging, en almal sê amen, en amen. Here seën julle, lekker dag.